Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die plek, wat jou hart dood maak, hier sal jy boer. Daardie program is propel goeie raad en inspirasie, maar voor ons begin, kyk gou hierna. Nisboere keer terug met 'n 10de seisoen en ons vier dit met 'n groot kompetisie. Daar's 'n JAC T6 2 liter CTI enkelkuier bakkie van bykans R300,000 op die spel vir die innoverendste nisboerdery idee. Stuur jou niskonsep via stemnota of selfie video voor 31 Julie. Besoek nisboere.co.za vir meer inligting. Moenie huiwer om jou idee met ons te deel nie. Skryf in, 'n mens weet nooit wat kan gebeur nie. Terug na vandag se episode. Hier is 'n lusmakertjie. In hierdie episode van Nisboere, ons kuier op Kriegerskraal, 'n groot Karoo spogplaas in die Kamdebo kontry. In die Stellenbosch omgewing is The Neighbours Farm bewys dat bietjie vir bietjie beide lonend en leersaam is. Op Teefontein deel Antoinette Pinaar 'n paar wenke vir jou eie kruie-apteek. Ons ateljeegas is Skalk van Rooyen van Laveld Agrochem. Hier is Corneille. Dit sit in enigiets se broek met die Karoo te boer nie, maar op Kriegerskraal wemel dit van die nusidees wat werk. Ons het gaan inloer. Ons het so in die 1850 Suid-Afrika toe gekom. My voorouers was hulle het die hotelle besit en toe het my paar geslagte terug, ek dink 4 geslagte terug op 'n plaas gaan werk as 'n nie bestuurder nie, maar net om kennis op te doen. En toe die plaas gekoop in 1918, so van 1918 af is ons op die plaas, so dit is nou 108 jaar. Ja, ons boer met Angora bokke vir die bokhaar. Is 'n uitvoerproduk, dis hoekom ek besluit het om met hulle te boer. En ons het met hulle geboer vir 100 jaar, maar dis goed om 'n uitvoerproduk te hê. En dan boer ons met dorpers. Dis natuurlik vir vleis, hoofsaaklik lammers wat ons verkoop. En dan beeste. Ons is nie regtig 'n beesare nie, maar beeste is goed vir die bestuur van die veld, en dis hoekom ons begin het met beeste, en soos die veld verbeter het die beeste getalle vermeerder op die plaas, want ons het beter gras en goed gekry. En dan doen ons lucering as 'n kontant gewas, as ons water het. Maar dit is baie wisselvallig, depending on the water supply. Ja, kyk, die Karoo is maar bekend vir sy droogte, so ons is heel gewoond om met dit te boer, en ons beplan daarvoor. Maar dis wanneer jy daar uitsonderlike droogtes kry wat baie jare aangaan. In 2010 se droogte was op daai stadium ons langste droë tydperk gewees. En ons moes maar aanpas, maar dit ongelukkig was nie die laaste nie, en net so 3-4 jaar later toe begin die volgende droogte, wat toe die langste droë tydperk het in ons 100 paar jaar op die plaas, en dit was 7 jaar. En dit was baie moeilik geweest. En omdat ek toe nie lucering gehad het en lucering baie duur was om te koop, het ek toe die chipper shredder gekoop om bos tot kos te maak. En toe het ons die soetdoring gebruik om aanvullings te maak vir ons diere wat ons gelam het in die hokke. Maar dan sit ons ook byvoeding by, sit melasse by en proteïene om dit meer voedingswaardig te maak. Ja, ek vind dit eintlik baie snaaks dat boere in die Karoo nie meer dit gebruik nie, want dis doringbome is volop in die Karoo, en dit gee jou die gemoedsrus dat jy weet jy het kos vir jou diere as jy moet lam en so, want jy kan dit maak op jou eie plaas teen 'n redelike prys, teen seker 1/4 van wat lucering of enige ander revoer gaan kos. Sekere plase in die distrik se veiding en se veld het vir my gesonder gelyk en beter gelyk as ons en ek het 'n bietjie navorsing gedoen en met die manne gaan praat, die bure, en gehoor wat doen hulle, en meeste van die plase wat ek uitgekies het is mense of boere wat holistiese bestuur toegepas het. En ek het toe besluit om die kursus te doen.
Ek het dit eers in 96 gedoen, maar ek het in 91 die boeke gelees en begin toepas van dit. Ja, dit was 'n eye-opener geweest en dat baie dinge begin sin maak. Want ons hoor altyd in die Karoo van oorbewyding en oorbewyding en oorbewyding en dis hoekom die Karoo so swak is. En daar het ek geleer, dis tyd en nie getal diere wat tot oorbewyding lei nie. En dis 'n groot fout geweest in die Karoo met konvensionele boerdery. Soos ek altyd vir stadsmense verduidelik, is jy iemand 'n roomhuisie of 'n droë brood, wat eet hy eers? Hy eet die roomhuis. Soos jy vee vir 'n lang tyd in 'n kamp los, hulle eet al die smaaklike plante eers en dan vrek daai plante na en dan saad jy en dan jy later net swakker plante oor. En wat holistiese bestuur doen is jy beplan jou bewyding. Ek het gegaan van 11 kampe op die plaas na amper 100 kampe en nou bestuur ons bewyding. Dis nie perfek nie, maar die verbetering is astronomies. Ons het ons draagkrag geweldig verbeter. Dit was op 'n stadium met 'n Grootfontein gekry om te kom toets en hulle het saamgesê maar die weiding verbeter, so dis nie net my eie observasie nie. En ons het baie punte wat ons monitor, wat ek foto's neem en wat ons planttellings doen. En die voordeel van holistiese bestuur is jou veld verbeter, kan jy meer diere aan, as jy meer diere aan, dan hopelik maak jy meer geld en die plaas word meer winsgewend. Wat se advies gee jy 'n jong boer en dit is altyd moeilik want die besigheid en die boerdery verander so en is nooit konstant nie. Jy weet, dit is die markte verander, so ek kan nie sê boer vandag moet die ding en môre is daai produk nie meer winsgewend nie. Maar iets wat ek wel kan sê is 'n vriend van my wat in die bank was, het vir my gesê, don't gear yourself too high in good times. En dit is so ek het geneem, ek moenie te veel skuld aangaan in goeie jare en dan wanneer dit droog word soos in die Karoo, dan word dit baie moeilik nie. Net hierna, aanhouer wen by The Neighbours Farm. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Nou is dit tyd vir ons kruiekuier saam met Antoinette Pinaar. Geniet dit. As jy nou daar in die groot stad sit en nou nie so gelukkig is soos ek om op hierdie paradys van Teefontein te bly nie, is daar tog 'n paar kruie wat jy in jou tuin kan plant, dat jy so 'n klein apteekie ietsie daar aan die gang kan kry. En die eerste een wat nou die mooiste is, of vir my die mooiste is ons pinkblom of ons rooiblom salie. Hy het klein blaartjies en hy's vreeslik goed vir hy postnasale drup. Soos jy hom nou gebruik, vat jy 'n stukkie so lank soos jou pinkie, sit hom in 'n koppie en gooi kookwater op. Nou wag jy laat hy afkoel. Drink 'n slukkie, vanmiddag drink jy 'n slukkie en vanaand vat jy jou laaste slukkie. Ook as jy hooikoors het hierdie tyd wat die styfmeel so lastig is pinkblom salie die kry wat jou gaan help. En vele ding wat ek in die winkel sien wat vir my so mooi is, wat ek nou onlangs begin plant het, is gemmer. Gebruik hom so 'n end en dan plant jy hom. Hy maak ook so rietagtige iets wat uitkom. En daai varsheid, as jy nou soggens so 2 snytjies gemmer met 'n klein bietjie heuning en 'n paar druppeltjies suurlemoen sap. Nou nie uit die botteltjie uit die wettige suurlemoen uit. Sal jy soms so opgekikker voel. En die laaste kry wat mens ook in jou tuin kan plant. En hy naas ons pinkblom salie is nou vir my verskoonheid so pragtig, maar vir 'n basil. Ek is lief vir basil. En jy kan basil pesto maak. En net, hy's my so 'n mooi plant. En as jy verby hom loop in jou rok of jou broek, skuur net so teen hom, dan kom hierdie wel riekende geur in jou neusgate op. En ons wat so die groen goed moet eet, ons hoor hoe sê die mense vir ons, julle moet groenigheid inkry by hierdie klompe vleis wat julle so eet. Wie ek maak sommer 'n handvol basil bymekaar, en as ek nou die dag lus is, miskien gooi ek 'n bietjie olyfolie oor en chip en dan eet ek hom. Die frisheid en varsheid en so oor 'n slaai ook, al gooi jy net so 'n paar blare van jou basil. Dit gaan jou slaai sommer opkikker.
Dis waarom ek elke week uitsien na Antoinette se bydraes. Dit wys jy ons kan almal 'n kry-apteek in die kwekery, selfs al het jy net 'n vensterbank. Kom ons gaan loer in by The Neighbours Farm. Geniet hierdie bydrae. 2019, the dream of growing produce without any knowledge. That's where it started. Google, YouTube, a ton of literature that you can find online, and then building a passion behind wanting to grow produce for the hospitality industry, and then not knowing where to start, pretty much. That's where it started at. And then we just grew from there. Each season, each month, each year, finding out new things, learning new things, understanding what not to do more specifically. Yeah, the passion and love for growing has always been there. It's just a matter of having to start 0 to 1 at one point. That's where we began, my wife and I, or girlfriend, and then became wife, I guess. What is that, 6 years ago? So still newbies at the game, let's say that. So our business model works slightly differently. We service fine dining restaurants. Because of us being partners with them, we get their menus well in advance, and then we can plan exactly what they want. So we do everything from basils to heirloom tomatoes to butcherkio peppers to picante peppers to pepino melons. We've got a crystal apple cucumber on the grow at the moment, and we've got wasabi in our river. We're busy planning, if we can get it right, a trout production as well, but we do a host of products. Everything underneath the sun. Obviously, we can't grow everything. Those things that we can grow and we are good at growing, we will do, and specifically regeneratively, yeah. We've got our homestead, so 4-bed, 4-bathroom house that's for rental. That's obviously for short-term renting. So that alleviates just quite a significant amount of our stress, as well as increases it. But it enables us to not be solely reliant on primary sector work, so i.e. your produce that you grow, and it fills in those gaps here and there. It essentially enables us to cover ourselves when we have like a crop loss or cable theft or whatever those smaller issues that we face on day to day. The diversification of income streams allows us to not be as solely reliant on our primary produce for all our income, for our workers as well as our teams. I've always loved the idea of bringing people to the farm to enjoy what we call home. The reason why we branded ourselves the Neighbours Farm is the same as how you'd lean on your next door neighbour for a lift to work or help with maths lessons or whatever it need be. That's where we are as a brand, as a farming community. We need to enable those around us, and those who are not fortunate enough to have a farm that they can go to as kids or as families. The Sunflower Festival was built around the idea of bringing people to the farm, understanding why we farm the way, connecting them with the farm, so that they could treat the space as if it was their own. And then what better thing to do than sunflowers? It's the epitome of happiness, really. Bright yellow flower head, and then mix it up with a whole lot of other things, and it's epic. It's heaps of fun. So we've got a host of food on site. So we've got a noodle bar, we've got a make your own basket or picnic, where you can select everything from Richard Bosman charcuterie to our olives, our olive oil, to Vadas bread. The idea is that you craft your own picnic, and then with that you've got some phenomenal wine brands, and just having an authentically wholesome time with the family. Next 5 to 10 years, I would love to see. At that point, we should have all our orchards in the ground. We'll have become a U-pick destination in Stellenbosch and in the Western Cape, and then see the likes of our livestock being expanded, our homestead being expanded ever so slightly to have more cabins or more units available on site, but at the same time still remaining authentically true to us. And it's difficult as a brand grows. Any business that grows will change. But I'd like to see the authenticity and the realness of us as hosts, as farmers, remain. We'll never be a Speed, a Bubble and Soda, and a Boschendal, and we will always only ever be the Neighbours Farm, and that's what we're aiming at. So the next 5 to 10 years, as long as we remain true to who we are, we can have plans, but those will definitely change. But hopefully something exciting, something authentic that people can enjoy on a monthly basis, if not a weekly basis. Having fresh produce or a really fantastic stay in one of our units on site. Just start.
going 0 to 1 is always going to be the most difficult component because everything in your body and society will tell you don't do it because it is the scariest thing that you'll do because you're hanging it all out there. But beyond starting, once you've gone from 0 to 1, every step from there becomes easier and easier. Everything that's here started on a 3,000 square meter piece of plot that we were renting. We've got 32 hectares under head now. So it can get there, it will take time. Nothing will be done quickly overnight. And if it is, it disappears just as quickly. Net hierna, Skalk van Rooyen deel sy kennis oor medisinale plantchemie. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Vandag se ateljeegas is Skalk van Rooyen, medisinale plantchemikus en Laveld se eie inhoudspesialis. Welkom Skalk. Dankie Connie. Skalk net vir ons 'n lekker afskop sê net vir my wat is medisinale plantchemie? Dit is hoofsaaklik die ondersoek na die chemiese samestelling van medisinale plante om te bepaal watter bestanddele daarvan is aktief of nie. So dit is eintlik 'n ondersoek na die chemie van plante. Okay. Jy het seker nog gesien in hierdie Nisboere die 10de reeks wat ons nou aangepak het, dis van Antoinette Pinaar en ons praat baie oor krye. Maar in jou opinie is dit maar net 'n mind over matter tipe gevoel of is die waarde van krye regtig so goed soos wat ons hoor dit is? Ja, dit is. Ons het by die WNR toe ons navorsing daar gedoen het ons juis gekyk na tradisionele kennis oor die krye en dan van hierdie tradisionele gesondmakers het na ons toe gekom met krye, dan sou hulle sê man dit werk vir die kop of dit werk daarvoor. Dan het ons dit chemies geanaliseer en ons het ook gekyk in metingstoetse op die biologiese aspek. Ja. Werk dit? Ja. En ek kan eintlik sê in 95% en meer van die gevalle het dit werklik gewerk. Maar vir Jan publiek, mense wat nou kyk, is daar makliker van hierdie krye en speserye wat jy sommer so in jou jou tuin, maar selfs miskien in jou binne in die huis in jou vensterbank sal kan self groei? Ja, kyk, wat Antoinette ook van gepraat het, baie van hierdie krye groei eintlik redelik maklik. Hulle is kruidagtige spesies en hulle het nie baie spasie nodig nie. Maar ook hulle groei redelik maklik want baie van hulle wild in die veld het hulle eie verdedigingsmeganismes. So hulle het nie baie sorg nodig nie. Jy hoef nie baie van hulle soos gekultiveerde gewasse wat sorg nodig het baie van hierdie krye nie daai tipe sorg nodig nie want hulle het hulle eie verdedigingsmeganismes. So van hulle soos byvoorbeeld die basiliekruid groei eintlik baie maklik. Gemmer kan mens aanplant. Jy weet daar's baie van die krye. Selfs die een wat onlangs wat ons aan gedink het is die wat hulle in Engels noem die lemon verbena en dan die chamomile. Nou dis baie gesogte krye wêreldwyd en hulle groei eintlik redelik maklik. Jy kan hulle in jou eie tuin groei. In 'n klein area kan jy redelik baie van hulle groei en vir selfgebruik en jy kan ook natuurlik van die krye verpak en verdroog en 'n mark daarvoor kry. Dan is my volgende vraag altyd die hoe, want ek het gesien in Antoinette se inset soos gewoonlik sê sy pluk hierdie blare en gooi kookwater by. Warmwater is een van die beste metodes eintlik wat jy by die huis kan gebruik om dit uit die plant uit te kry en 'n goeie aktiewe ekstrak te kry. En ek sou mense aanraai om nie noodwendig nie kookwater te gebruik nie want die kokende water is eintlik te warm. Dit vernietig baie van die voordelige molekules. Okay, dit is belangrik. So ek sou die water warm gebruik net warm. Ja. Net wanneer mens nie meer daaraan kan raak nie. Is amper soos badwater, is omtrent so 55-60 grade Celsius. Maar kookwater is nie die beste idee in meeste gevalle nie want dit vernietig van die voordelige molekules. Veral jou anti-inflammatoriese molekules word hoogstens vernietig deur kookwater. Sien maar iemand sien 'n besigheidsgeleentheid en hy plant enig van hierdie krye wat spesifieke probleme oplos, dink jy dit sal uitvoerbaar wees na die res van die wêreld ook? Daar's definitief potensiaal vir uitvoer. Daar is reeds party van ons plante wat jy weet soos die duivelsklou en die pelargonium, die roosmalva en daai goed word uitgevoer. So daar is wel potensiaal as iemand dit self wou aangroei en wou kyk wat die waarde oor see is, omdat ons so baie unieke spesies in Suid-Afrika het wat net hier voorkom. Ons al klaar in die eerste paar episodes 'n paar baie goeie idees gegee, Antoinette spesifiek, baie praktiese raad wat ek dink die mense wat kyk graag sal wil gebruik, maar die eerste indruk vraag is dan waar kry mense dit? Met die selfkoop kan dit elders koop. Hoe is die toegang na hierdie tipe oplossings? So baie van die plante word in die natuur uitgehaal en die mense gebruik dit uit die natuur uit direk. En gelukkig is daar nou baie kwekerye
en kleiner besighede wat van die plante al begin aanplant het en saad verskaf of saailinge. Ja, dis die vraag altyd. En mens kan dit kry. So as mense gaan soek op die internet, dit is relatief maklik die plant se naam gebruik. En dit is eintlik belangrik hier om net te noem dat baie keer die boerenaam of die plaaslike naam vir die plant kan baie misleidend wees. Ja. En dis hoekom ons in die wetenskap altyd die Latynse name gebruik het, want dit is een naam vir een plant. Partykeer is daar 'n boerenaam wat in verskillende areas, verskillende name het. Kankerbossie is dit een of nie? Kankerbossie is een. Daar's byvoorbeeld 'n voorbeeld soos die gifbol wat hulle gebruik in die Kaap-provinsie. Dit is 'n spesifieke plant wat hulle die blaar partykeer van gebruik. Dan sal hulle sê gifbolblaar. En dit is verwarrend want baie mense gaan dink hulle sê gifblaar. Maar gifblaar is 'n ander plant wat hier in die noorde groei en gifblaar is een spesies en die gifbol is 'n heeltemal 'n ander spesies. So mense kan dink is dieselfde plant, maar dit is nie. As mens nou kykie 3 blaar sou intik, gaan jy heel waarskynlik 'n verwysing kry wat die wetenskaplike naam het. En dan soek jy verder volgens die wetenskaplike naam om 'n kwekery te soek of 'n plek waar dit, want jy wil die regte spesies, as jy dit nou self gaan gebruik, wil jy seker maak is die regte spesies. Want daar kan partykeer 'n verwarring wees en dan kan jy eintlik 'n giftige plant gebruik so dis die gevaar. So mense moet baie seker maak hulle kry die wetenskaplike naam van die plant eers en soek dan verder onder die wetenskaplike naam om 'n verskaffer te kry of 'n kwekery of 'n kleiner besigheid wat dit sou verkoop. Ek weet ons mag hier so medisinale raad te goed gee. Ons gee maar net bloot advies, maar met my weer beperkte kennis wat ek al opgelees het, as jou pH haywire raak, wat jy mekaar gaan van stres en welke faktore ook al, dan lei dit tot 'n klomp negatiewe slegte siektes. En oor die lange duur doen dit wel, want nou is jou pH versteur en nou kom daardie afvalstowwe wat gegenereer word soos wat jou lyf metaboliseer en sy kosse verwerk. Afvalstowwe word nou gegenereer en nou kom dit nie uit nie. En as daai afvalstowwe ophoop, dan kry jy siektes. Dan kry jy al hierdie degeneratiewe siektes later in jou lewe, outoimmuunsiektes, kanker, hartvaskiektes, al daai goedes is die afvalstowwe wat oor 'n lang tydperk nie uitgeskei is nie. So as jy meer groente, vrugte, kruie gebruik, dan beheer dit en die selderheid dit beheer jou pH en dit was jou lyf skoon. Kalk net baie dankie vir jou tyd weer eens. Jy het vir soveel goeie waardevolle inligting gedeel en ek glo dit gaan baie waardevol wees ook vir ons kykers. Groot plesier kon. Moenie die geleentheid deur jou vingers laat glip nie. Begin vandag sommer kweek in jou eie krye apteek. Skalk het sopas baie wenke vir ons gegee en daai JIC bakkie soeke baas. So skryf sommer vandag nog in. Ek gaan na elke inskrywing persoonlik kyk. Al die besonderhede is op ons webblad. Tot volgende week. Mooi loop. Groete almal en moenie vergeet om ons land se nisboere te ondersteun. Volgende week in Nisboere. Ons maak 'n draai by Van Reyns, Suid-Afrika se oudste brandewijnkelder, en leer van diversifikasie by Constantia Cherry Farm. Moet dit nie misloop nie. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JIC Motors. Saam boer ons vooruit.